Ek gesels gou vanoggend oor 2 presidente wat in hegtenis geneem was. Die een is geskiedenis, wat jy heel waarskynlik nog nooit van gehoor het nie en dalk nooit weer van sal hoor nie. Die ander ene, wel, kom luister gou. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is Vrydag, dit is die einde van die week en laat ek vir jou sê, daar is niks wat 'n ou se hart so laat klop, soos om te weet, die dag wat kom, die volgende dag, is 'n afdag nie. Of dit nou in die week is en of dit nou naweek is, dit is altyd lekker om te weet, môre kan ek so 'n bietjie inlê, môre kan ek so 'n bietjie my eie dinge doen, dit is altyd lekker en 'n voorreg. Ek gesels met jou op hierdie Vrydag môre oor president in hegtenis. Ek gesels gou met jou oor 'n ou Amerikaanse president, sy naam was Ulysses S. Grant. Miskien sal die ouer garde daarvan weet, of iemand dit miskien in 'n geskiedenis raak gelees, ek het nie. Maar nou ja, hy was die 18de president van die VSA, en hy was president van 1869 tot 1877. Nou president Abraham Lincoln, nou daarvan het ons al redelik gehoor, hy het hom eers promosie gegee tot luitenant-generaal en later was hy deur 'n ander president verhoog tot generaal van die weermag. Nou dis nou voordat hy president geword het, nê? En in 1868 toe word hy verkies as die president onder die Republikeinse party. Nou ek lees gedurende sy amp as president van Amerika dat hy 'n baie groot liefde vir vinnige perde gehad het. En het hy altyd met die perde en wa deur die strate van Washington gejaag. Nou op 'n dag toe keer die verkeerskonstabel hom voor en hy gee hom 'n waarskuwing. Die volgende dag toe jaag hy weer deur die Washingtonse strate en die verkeerskonstabel trek hom weer af. Hy neem die president in hegtenis. Hy neem die president in hegtenis en hy neem hom polisiestasie toe. Daarso kon hy gelukkig vrykom nadat hy 'n $20 boete moes betaal het. Man, kom ek sê jou so, konstabel kort 'n verhoging. Hy hoort in die president se stoel. In elk geval 1877 verlaat hy die amp as president en onderneem 'n wêreldtoer en word die eerste president wat om die wêreld getoer het. Met sy dood was hy gesien as die mees populêre Amerikaanse burger. Mooi storie, né? Nou baie jare voor hom, toe kom ry Jesus Christus, die president van ons siele, die geliefde in die hemel, die skepper en die onderhouder van die heelal, die generaal van die hemelse weermag, nederig op die rug van 'n donkie, Jerusalem binne. Hy wat ons aanhang en eer verdien, word in hegtenis geneem, veroordeel en gedood. Ten spyte van die hedendaagse presidente se waansin en skandes en misbruik van gesag en die misbruik van hulle land se mense se opbrengste van hulle hardverdiende loon, trek die mensdom in hulle hordes saam om te luister na hulle geliefde aardse presidente, om te luister na skynheilige praatjies oor hoe hy vir hulle omgee en hulle luister na hulle leë beloftes. En wie wat, dit pla nie die mens is lief vir hulle mense president, al is hulle selfs sommige korrup. Maar Jesus, die enigste president wie die mens waardig ag, en die enigste een wie se beloftes waar en eg en opreg is, hy wat as generaal veg teen die helse wêreldordes vir die siel van die mens, word elke dag en jaar steeds, soos in Jerusalem, geminag, verwerp en gedood. En jy verstaan wat ek bedoel met gedood. Hy word gedood in mense harte in ongeloof. Nou Ulysses Grant, die geliefde Amerikaanse president, het gesterf om nooit weer van gehoor of gesien te word nie, maar die president van ons siele, Jesus Christus, het gesterf, opgestaan uit die dood, en ons het 'n belofte en 'n versekering dat hy weer gaan terugkom. En nie hierdie keer met 'n donkie om verwerp te word nie, maar hy gaan kom as 'n regter om te oordeel die wat hulle aardse presidente meer eer toegeswaai het as die president van hulle siele. Die mensdom moet die president eer vir sy posisie
wat God hom gegee het, maar die mens moet sy God eer, wat hom die lewe en die verlossing van sy sondes geskenk het, en wat die mag het om sy siel hel of hemel toe te stuur, soos die mens dit verlang. Dink 'n bietjie oor na. Dit is my 5 sent, en weet jy wat, Sondag, gaan Sondag, trek op in julle hordes, nie om julle predikant te sien nie, maar om saam julle sielspresident, Jesus, te gaan sien, hom te gaan aanbid en na hom te gaan luister. Dit gaan jou siel beter doen as om te luister na die leë beloftes van baie ander leiers, die duiwel ingesluit. As jy na Jesus luister, weet ek sal jou siel verkoop word en sal jy Jesus, die president van jou siel, 'n ereplek in jou wese gee. Die profeet sê deur die skrywer Matteus in Matteus 21 vers 5. Jesus haal dit self aan, hy sê vir die dogter van Sion en sê aan die wêreld, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. Dit is jou predikant, dit is jou president, Suid-Afrika, volg hom na. Ek skaar my vanoggend by die president, wat sy lewe vir my afgelê het, nie by die een wat die lewe uit sy landgenote dreineer nie. Mag die Here jou seën en vrede gee in hierdie week. Tot Maandag, nuwe week, waar ons weer uit God se woord gesels. Blessings.